Die Here sê, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, en met my eie hand red ek jou. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus, ons Verlosser, en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, in die lig van Vroue Maand het ek gedink om so bietjie op vroue te fokus wat saam met Jesus gedien het. Daar was nooit enige vrou verkies as 'n disipel nie, en tog was daar so baie vroue wat dienswerk gedoen het, wie se name dwars deur die Bybel genoem word. Die evangelie van Lukas noem so 'n paar vroue wat uitgestaan het, en Jesus gedien het met hulle goed. En lees dit vanmôre saam met my. Ons skriflesing is uit Lukas 8, daarvan verse 1 tot 3. Kom ons lees dit saam. Die vroue wat Jesus met hulle goed gedien het. En daarna het hy die een stad en dorp na die ander deurgereis en gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En die 12 was saam met hom. Ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes. Maria, wat Magdalena genoem word, uit wie 7 duiwels uitgegaan het, en Johanna, die vrou van Gussa, 'n bestuurder van Herodes, en Susanna en baie ander, wat hom almal met hulle besittings gedien het. Ons lees net tot sover. 'n Vrou in Jesus se tyd was ondergeskik aan haar man. Vroue het eintlik geen regte gehad nie. Ons het 'n spreekwoord van veral kinders wat gesien moet word, maar nie gehoor moet word nie. 'n Vrou tydens Jesus se lewe op aarde is nie gesien of gehoor nie. Sy moet sorg vir die huishouding, die kos en die kinders. En dit is egter duidelik dat Jesus nie die vroue het behandel volgens die algemene beskouing van sy tyd nie, maar mense in hulle eie reg. Alle mense is gelyk in Jesus se oë. Jesus het aan die vroue die volle geleentheid en ruimte gegee om as gelykes hulle rol te speel en met hul gawes te dien. En vanoggend wil ek stil staan by net een van die vroue wat in ons teks genoem was, Maria Magdalena. Nou, George Matheson noem in sy boek Portraits of the Bible Women vir Maria Magdalena die Paulus onder die vroue. Sy het in die welvarende handelsstad Magdala gebly. En voor ons gaan kyk wie sy was en wat ons by haar kon leer, kom ons gaan kyk net gou-gou wie sy nie was nie. Baie keer as mense aan Maria Magdalena dink of aan die naam dan hoor, dan kom die gedagte van prostituut by mense op. En tog lees ons nêrens dat sy losbandige lewe het nie. Verder is daar geen bewys in die Bybel dat sy die vrou was wat by Jesus se voete gesit het en met reukolie gesalf het nie. Sy was nie die vrou wat hulle in Johannes 8 wou stenig nie. Sy was nie Martha en Lazarus se sussie nie. Sy was nie Maria die moeder van Jesus nie.
Sy was ook nie Jesus se geheime liefde, soos daar ook al melding van gemaak was nie. Sy was Maria Magdalena. Maar wie was sy dan? Maria se verhaal begin waar sy vasgevang is in die donkerste donker van sonde. Sy is die enigste vrou in die Bybel wat in haar eie reg genoem word, en nie net as 'n eggenote of 'n moeder van 'n belangrike of iemand van 'n belangrike manlike figuur nie. By haar eerste kontak met Jesus was sy die bejammeringswaardigste mens. Sy was waarskynlik vuil en onversorgd toe Jesus 7 duiwels uit haar uitgedryf het. Sy mag oor die duiwels is al duidelik nog voor hy gesterf en opgestaan het. Ons lees dit daar in Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel te en hy sal van julle af wegvlug. En is logies om te aanvaar dat sy deel van 'n groep mense was, wat eintlik maar soos opdrifsels een kant toe gestoot is en aan die rand van die samelewing geleef het. Veral omdat hierdie duiwels of demone haar lewe oorheers het. En vandag wil ek haar naam in eer herstel, vir die mooi vrou wat sy was. Sy moes eintlik so indruk op die evangelieskrywers gemaak het, want al 4 van hulle, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, maak melding van Maria Magdalena. Haar naam word 52 keer genoem tussen hierdie 4 evangelies van die Bybel. Ons lees by 14 geleenthede in die Nuwe Testament van haar. En wanneer ons van Maria Magdalena lees, veral in groepverband, word haar naam altyd eerste genoem, wat wys dat sy 'n leier onder die vrouens was wat Jesus gevolg het. Sy het gesaai in Jesus se bediening, soos ons het gelees het vanmôre in Lukas 8 vers 3. Sy het hom gevolg as disipel, sy was getrou aan Jesus, en Jesus het haar vertrou. Die meeste mense haak vas by die demone gedeelte. Mense sal mos altyd eerder die slegte van 'n mens onthou as die goeie, is dit nie so nie? As jy iets verkeerd gedoen het, weet almal dit. Maar doen iets goed, dan word dit so effe onder die mat ingevee. Nou Maria Magdalena se eintlike nalatenskap was seker een van die grootstes in die Bybel. Ons vergeet dit net maklik. Sy was die eerste persoon aan wie Jesus na sy opstanding verskyn het. Ek dink nie dat dit toevallig so was dat die eerste persoon aan wie Jesus verskyn het na sy opstanding 'n vrou was nie. Sy was die eerste om met Jesus te praat en wat 'n opdrag van hom ontvang. Maar kom ons gee net gou 'n tree terug. Jesus dryf demone uit, Maria word vrygemaak, die vyand bly lustig, sy het 'n keuse gemaak. Gaan sy aan met haar lewe soos dit was, of kies sy en erken en volg sy vir Jesus as haar Messias, en saam met haar nuwe besluit begin haar nuwe lewe. Dit is eintlik vir my so mooi, want hierdie belofte was nie net vir haar nie, maar vir ons ook. Lees saam met my 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, iemand wat aan Christus verbind is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby. Kyk, die nuwe is hier. Na haar bevryding van die duiwels het Maria Magdalena 'n lewe gevul met dankbaarheid geleef. Sy het Jesus onvoorwaardelik gevolg. Sy het beslis verdien om een van sy disippels in die wyeer betekenis genoem te word. Sy was 'n dinamiese vrou wat opreg omgegee het vir ander. En nie net saam met Jesus gereis het nie, maar ook bygedra het om in die groep se behoeftes te voorsien. Ook haar beursie was in dankbare diens van die Here. Uit ons teks wat ons saam gelees het, kom iets baie interessant. Hierdie vroue het uit eie middele vir Jesus en die 12 gesorg. En elke keer as ons haar sien, is sy besig om haar dankbaarheid teen hom uit te speel met haar hele lewe, omdat hy haar bevry het. Maria dien die Here ook saam met ander mense. En so gaan die tyd verby. Sy en ander vroue dien en bedien Jesus en sy disippels. Sy aanskou die wonderwerke, sy luister na gelykenisse wat Jesus vertel. Sy sien hoe mense vergewe word, gesond word, al verstaan sy nie alles nie. Volg sy en dien sy hom met haar hele hart. En dan breek seker die donkerste seisoen in haar lewe in. Haar laagste laag, iets wat sy nooit verwag het nie. Haar Jesus, haar verlosser, die en wie sy gevolg het, sterf.
En nie net sterf hy nie, sy aanskou elke aspek daarvan. Sy het die kruispad treukie vir treukie agter Jesus aangeloop. Sy was by toe hy gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Sy was daar toe Jesus gemartel was, bespot was, verneder was. Sy was daar toe Pilatus oorgegee het, vir Jesus oorgegee het om gekruisig te word. Sy was daar toe Jesus sy disippels hom verlaat het. Sy was daar toe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het. Sy was daar toe Josef en Nikodemus Jesus se liggaam van die kruis afgehaal het. Sy was daar toe hulle sy liggaam in die graf neergelê het. En daarna volg die Sabbat. Volgens die Joodse gebruik moes almal by hulle huise bly rus. Niemand mag op straat gewees het nie. Ons lees in Matteus 27 vers 55 en 56 van gebeure rondom Jesus se sterwe. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. En dit is hulle wat vir Jesus van Galilea afgevolg het en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena. Die Sondagmôre na sy kruisiging is al die disippels behalwe Johannes besig om weg te kruip, omdat hulle bang was. Maria Magdalena was saam met die ander vroue met hulle kruie op pad na die graf om sy liggaam te gaan balsem. Toe sy by hierdie leë graf kom, dit het hulle nie verwag nie. Markus 16 vers 1 sê, en toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Salome speserye gaan koop om hom te gaan salf. In haar donkerste donker was sy nie alleen nie. Daar was ander vroue, moontlik haar vriendinne saam met haar. In hulle donkerste oomblik het hulle nie hulle alleen gaan afsonder nie, maar saamgeskaar en mekaar geondersteun. Ons lees in Johannes 20 vers 1, vroeg die sondagoggend, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf aan en merk op dat die klip voor die graf weggerol is. Johannes 20 vers 2, sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en die liefling-disipel en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Simon Petrus en Johannes het saam met haar na die graf toe gehardloop. Hulle het gesien Jesus was nie daar nie en dat die doeke daar gelê het. En omdat hulle die skrif nie verstaan het nie, het hulle weer omgedraai en huis toe gegaan. Maar Maria nie. Maria het buite die graf gestaan en gehuil, en terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk en in die graf ingekyk, en sy sien 2 engele daar sit met wit klere, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En die engele vra, vrou, waarom huil jy? En sy antwoord hulle het my Here weggeneem, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Haar feite, Jesus is dood. En dit moes onwerklik vir haar gevoel het. 1 miljoen vrae moes deur haar brein gegaan het. Hoe kon dit gebeur het? Dit is nie hoe dit moes geëindig het nie. Dit is nie wat beplan was nie. Hy moes mos hierdie wêreld gered het, maar nou is hy dood. Nie net dood nie, sy liggaam is ook nou weg. Hoe gaan sy wat Maria is wat agterbly oorleef? Wat gaan van haar word? En daardie oomblik vang vrees haar vas, so erg dat sy nie meer nigter kan dink of kan sien deur haar trane nie. En dan, wat as haar grootste vrees waar word? Wat as daardie demone terugkom in haar lewe in? In Matteus 12 vers 43 en 45 staan daar, en wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur die waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. En dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en hy vind dit leeg, uitgevee en verstuur. En dan gaan hy en hy neem 7 ander geeste, slegter as hy self, met hom saam. En hulle kom in en woon daar. En die laaste van daardie mens word erger as die eerste. So sal dit ook wees met hierdie bose geslag. Maria kon dit nie weer toelaat nie. Sy moes Jesus vind. As iemand net vir my wil sê waar Jesus is. Maar God is 'n God van liefde en hy sien haar paniek, hy sien haar vrees. En in vers 15 dan kom Jesus en hy sê vir haar, vrou, waarom huil jy so? Wie soek jy? Johannes 20 vers 15, dan antwoord sy hom en sê, meneer, as jy hom weggedra het, sê asseblief vir my waar jy hom neergelê het en ek sal hom gaan haal. Jesus staan voor haar, maar sy herken hom nie. Let op, haar ontsteltenis was nie dat Jesus gekruisig was nie.
Sy sê nie een keer vir die vraers, sy huil omdat haar geliefde Jesus dood is nie. Nee, sy huil want sy weet nie waar Jesus is nie. Sy het deur haar verdriet, deur haar trane in die donker bly soek na Jesus. Almal wat sy teëgekom het dieselfde vraag gevra. Waar is Jesus? Selfs toe hy gesterf en begrawe was, het sy geweet waar hy was, maar nou kon sy nie naby hom wees nie. Nie net is hy dood nie, maar hy is weg. Sy was so in haar omstandigheid vasgevang, dat toe Jesus wel voor haar staan, dat sy hom nie herken het nie. Jesus kom, en hy sê nie suster of geliefde vrou of kind nie. Hy wil haar uit haar dwaal van haar leuns en haar vrese kry. Jesus sê vir haar, Maria, hy noem haar op haar naam. Hy wou haar aandag trek, hy wou haar op hom laat fokus. Hy wou haar laat weet dat hy haar persoonlik ken. En in die oomblik is haar vrese weg. Net soos daar in Jesaja 43 vers 1 staan, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou op jou naam geroep. Jy behoort aan my. Jesus, die een wat jou naam ken, die enigste een wat sterker as die vyand is. Jesus, vandag steeds in sy naam kan ons die vyand teenstaan. Jesus, die een wat sê, jy het niks om te vrees nie, jy is veilig. Ek is hier. Jesus, die een wat leef, en Maria Magdalena se donkerste van donkerte verander na lig, lewe en hoop. Jesus leef. Van al die mense op aarde verskyn Jesus eerste aan Maria Magdalena en hy gee die eerste opdrag aan haar. Gaan na my broers en vertel vir hulle dat ek leef. Het jy dalk al gewonder hoekom? Ek dink omdat sy nooit opgehou het om na hom te soek nie. Opgee was nie vir haar 'n opsie nie. In die donkerste van donkerste tye het sy hom bly soek. God eer die wat hom bly soek. En daar waar hy nou sit, sorg hy vir elkeen van ons. Neem vanmôre 'n oomblik en beantwoord hierdie vraag vir jouself. Waar is jy op hierdie oomblik? Is jy dalk in 'n donker situasie waar jy net nie die lig kan sien nie? Dalk voel jy, Maria Magdalena het 7 demone gehad, maar ek het 'n legio. Ek wil vir jou sê, dis nooit te laat vir God nie. As jy na die feite in jou lewe kyk, lyk die situasie dalk vir jou dood. Is dit regtig dood? Of is jy net so gefokus op die feite dat jy die waarheid mis? Sal jy vir Jesus herken as hy onverwags in jou lewe opdaag? Ervaar jy dalk dat jy nou by die plek is waar jy nie weet waar Jesus is nie? Is jy dalk bang? Hy is dalk weg en jy is dalk leeg? Is daar soms tye in jou lewe wat jy ervaar jy nie naby Jesus is nie? Toe Jesus Maria se naam genoem het, wou sy hom aangryp en hom nooit weer verlaat nie. Maar die tyd was nog nie reg nie. Hy moes na sy Vader gaan. Maar daar is goeie nuus. Net daar waar jy nou is die tyd reg. Jesus is nie dood nie. Jesus het vir jou sonde gesterf en hy wil naby jou wees. Hy wil hê dat jy ook vir hom moet aangryp. Vir haar is dit soos 'n geloofsverhaal. Maria se verhaal is elkeen van ons se verhaal. 'n Verhaal van God se liefde, van sonde en verlossing en dankbaarheid. Maria Magdalena se lewe is in een sin opgesom deur Jesus Christus, verlos van die bejammerwaardigste duiwelbesetene tot geroep as 'n dinamiese volgeling en getuie. Ons leer ook die Here beter ken in hierdie verhaal. En ek wil afsluit met 3 vrae juis hieroor. Jesus het alle mense lief. Het ons alle mense lief? Vir Jesus is alle mense goed genoeg om hom te dien. Wat is jou verskoning om hom nie te dien nie, of nie 'n dankbare getuie te wees nie? En Jesus se oë is mans en vrouens gelyk. Kyk ons so na die verskillende geslagte. Gaan dink bietjie daaroor. Mag jy 'n oomblik neem en stil raak en ook introspeksie doen en ander nader aan Jesus laat kom. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons Here, Jesus, oor die wêreld heen is daar vroue wat nie waardig voel nie.
Here, ons hoef nie eens na die Here wêreld te kyk of die wêreld hierdeur kruis nie. Hier in ons midde is vroue wat voel hulle is nie goed genoeg nie. Here, hulle probeer die vrou wees wat hulle man begeer, die ma wat van hulle verwag word. Hulle probeer hul skoene vol staan in hulle beroepe. En ten spyte van al die rolle wat hulle moet vervul, voel hulle soms soos mislukkings. Vader, tel ons vroue op. Maak hulle sterk, Here, vir die taak wat U aan hulle opgedra het. Laat hulle soos Maria wees, wat nooit opgee nie. Wat aanhou soek na U, en wat U opdragte uitvoer. Help ons, Here, om ons waardigheid raak te sien, want ons is vir U kosbaar, Here. Laat ons elkeen wat oor ons pad kom met liefde en met deernis behandel. Laat ons elkeen kosbaar laat voel. Wees met ons, Here, en help ons om stil te raak in onsself, daarna by U te wees en weer nuwe krag te kry, sodat ons die werk hier op aarde mag voortsit. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Genade en oorvloed vir U, van God ons Vader, wat ons beskerm, ons gebede verhoor en aan ons sy vrede gee. Amen.